Hartlik welkom by 'n begeleide gebed ervaring in hierdie minute en oomblikke wat ons saam met mekaar deel, is 'n geskenk en vandag gaan ons ook 'n baie spesifieke tipe gebed saam bid. Nou die Nuwe Testament nooi ons uit om 'n gebed van belydenis te bid. Dit is 'n gebed wat uniek is en dit nooi ons uit om dit te sê, dit te bely, dit te deel, dit te verklaar waar ons werklik onsself bevind, wie ons werklik is, wat tans werklik gebeur, wat aangaan in my lewe. Jy kan dit 'n gebed van belydenis noem, jy kan dit ook 'n gebed van eerlikheid of kwesbaarheid, deursigtigheid kan jy dit noem. So kom ons begin. Haal 'n paar keer lekker saam met my diep asem en ek wil jou vra om net bewus te word van in hierdie oomblik die Here se teenwoordigheid. Bid saam met my. Here, ek is swak. Kom ons bid dit nog 'n keer. Here, ek is swak. Here, juis wanneer ek swak is U sterk. En Here, ek kom en ek bely vandag dat ek voel swak. Here, ek kom bely dat ek het U nodig. Ek het U so nodig. Here, ek weet nie wat ek kan doen sonder U hulp, sonder U krag nie. Ek kan nie op my eie nie. Ek wil nie op my eie insigte staat maak nie. Ek vertrou op U. Here, ek bely, ek het U nodig. Here, nou kom en bely ek dat ek het soms vrese en bekommernisse oor my toekoms en my geliefdes se toekoms, Here. Soms voel ek uit beheer uit as dit kom by die gedagtes rondom my toekoms. Voel ek kan dit nie beheer nie. Ek voel partykeer angstig daaroor, Here. Ek kom en ek bely, Here, dat ek U nodig het. Ek wil jou nou nooi om 'n oomblik te neem en dit wat jy werklik voel binne, wat jy partykeer onseker is om hardop te sê of jy wil nie eers dink dat jy so voel nie. Maar dis 'n oomblik van eerlikheid hierdie. En ek weet ons voel partykeer ons moet sterk wees en ons moet sterk staan, maar nie nou in hierdie oomblik nie. Dis net jy en die Here in hierdie oomblik. En ek wil hê jy moet 'n eerlike gebed bid. Sit dit in jou eie woorde. Miskien voel jy bang, miskien voel jy magteloos of verlam, miskien is daar iets wat jou so pla op hierdie oomblik dat jy absoluut verlam voel. Miskien is jou belydenis dat jy tans vreugde beleef in jou lewe en dalk so 'n bietjie skuldig voel daaroor. Ander mense wat swaar kry, dit gaan goed met jou en jy voel ook skuldig daaroor. Dis ook 'n gevoel om te deel met die Here. Miskien rondom jy wat vreugde beleef, miskien is jou bekommernis dat jy nie dit wil verloor nie. Dit wat jy tans het, wat vir jou soveel vrede bring, wat vir jou soveel vreugde bring, dat jy bekommerd is dat jy in die toekoms dit mag dalk verloor. Miskien is dit onderliggend. Ek weet dit is nie dalk die hardop gedagtes wat jy dink nie, maar dit is onderliggend. Gee nou ook hierdie eerlike onderliggende gevoel en emosies vir die Here. Nou wil ek saam met jou bid in 'n gebed van belydenis rondom jou veiligheid. Miskien voel jy onveilig, miskien voel dit vir jou dat jou gesin of jou geliefdes nie veilig is nie. Bring dit nou voor die Here. Here, ons het die beskerming so nodig. Here, help my om te rus in die wete dat U is ons beskerming. U is ons toevlug.
U is die een wat waak oor ons. U is die een wat uitkyk vir ons. Wat ook al onderliggend swaar druk op jou gemoed, is so belangrik dat ons hierdie gebed beoefen van belydenis. Ek glo dit het 'n genesende krag in ons lewens om so eerlike gebed te kan bid met die Here. En die Here nooi ons uit, hy verwelkom dit. Hy is opgewonde dat ek en jy hierdie eerlike gebede van belydenis kan bid, om te bid oor dit wat werklik aangaan in jou lewe. Hemelse Vader, ons bely, ons weet nie wat om te doen nie. Ons bely ook, Here, dat U weet wat om te doen. So lei ons, Here, U is die groot ek is. U lei ons na waters waar daar rus is. U lei ons na herstel. Kom herstel ons siel, want U is God, Here, en ons is nie. Amen.